Hallo, hallo julle. Hoe gaan dit met julle vandag? Ek hoop dit gaan goed met julle. Ja, dis dag 2, dierbares, dag 2 en ons gaan mos nou weer die Here loof en ons gaan die Here prys en ons gaan vir die Here sê dankie dat hy ons tot sover toe gedra het. Maar dit is ook ek dink is eintlik dag 3, nê? Ek noem hom dag 2 omdat ek hom op die maandag begin het, nê? Die maandag is nou mos nou waar die Here Jesus mos nou tables geflip het en dan Sondag was Palm Sunday. So eintlik moet hy van Sondag af begin, nê? So Sondag is dag 1 en Maandag is dag 2 en dan nou vandag is Dinsdag is dag 3. So ek dink op hierdie dag, Dinsdag, het die Here woord bedien. Hy het die waarheid aan die mense bedien. Maar dierbaar as voor ons verder gaan, wees gegroet in hy mooi en oorwinningsnaam van ons koning Jesus Christus. Die een wat was, die een wat is en die een wat altyd sal wees. Amen. Wees gegroet my dierbare sissies en boeties. Ons gaan lekker sing. Weet julle hoekom gaan ons lekker sing? Want ons het paar visitors in die studio. Ons het paar visitors. Hulle sit hier lekker uitgekamp met hulle watertjies en hulle sappies. Hulle het net hier opgedag. En toe sê ek, nee maar julle is in tyd vir die woord sit. Sit. So hulle is nou vasgekeer in die studio en dan gaan ons lekker saam Bybelstudie doen. Maar kom ons sê gou eers vir hulle ook hallo, né? Is daarom seker net goeie maniere om vir hulle hallo te sê. Daar's ons se eerste studio dametjie wat ons kom kuier het. Hallo Jalpie. Goeiemiddag. Sê hallo vir almal. Goeiemiddag almal. Almal daar reg oor die wêreld. Ja, reg oor die wêreld. Almal wat die Here dien en almal wat ook nie die Here dien, ons groet hulle almal. Ons groet elkeen in die naam van die Here, Amen. die wat die mense wat die Here dien en die wat ook nie die Here dien nie. Die Here sê die Jood en die nie Jode. Die Here sê die Jood en die nie-Jode. Ek sê jy moet repeat agter my nie. Maar hallo my suster, welkom in die studio. Ons het nog 'n enetjie daar. None other than Sister Shanice. Hallo. Jy sê hallo harder, mense kan nie hoor nie. Hallo. Nou ja, toe julle daar het julle dit, ons het vir hulle hier in die studio. Hulle het ons so 'n bietjie kom kuier. Ek dink hulle het my seker getime, hulle het geweet dis die tyd wat ek gaan sit, né? Toe kom hulle nou 'n bietjie in. So julle gaan nie baie van hulle sien of hoor nie, maar hulle gaan daar wees, hoor. Ons gaan nou lekker Bybelstudie doen as julle gereed vir die woord. Is julle gereed? Ja. Yes. Amen. Ready. Amen, ons sê dit so, daar is ons gaste van die studio. Julle is gegroet gewees en nou gaan ons gou die Heilige Gees gaan ons ook groet en innooi dat die Heilige Gees in ons ateljee in kan kom, dierbares. Ons kan mos nie hierdie dinge doen sonder die Heilige Gees nie. Ons kan mos nie dit doen sonder die Here nie. So ons moet die Here se aangesig soek sodat hy hierdie saak vir ons kan seën. Amen. Amen. So kom ons maak ons oë toe. En ons kry so 'n paar worship liedjies Suster Elvia en dan kan ons dan sal ek in gebed ingaan, né? Ons welkom gou die Heilige Gees. So ons kan sommer daai liedjie sing, We welcome you. Amen. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit, Holy Spirit, we adore and welcome you. We welcome you, Lord. Yes, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, Lord, we adore and welcome you. Our arms are open. Our arms are open to receive. Oh yes,
Our arms are open to receive. Oh yes, Lord, are open, oh, to receive you, Lord. Yes, Jesus. Holy Spirit, Lord, we adore. Oh yes, and welcome you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord, for your holy grace, Father, the grace of the Lord that is upon us, Lord. Thank you, Father, for your power, the power that rests upon us, Father. Thank you, Lord Jesus, for your mercy, mercy that said no to anything and everything bad that wanted to happen to us, Father. Thank you, Lord Jesus, that I know, Father, that if it was not for you, Lord, we would have never been where we are today, Father. Thank you, Lord Jesus, for covering us, Father. You cover us, Lord Jesus, with those holy wings, Father. Thank you, Lord, for hiding us, Lord. You hide us in your presence, Father. Thank you, Jesus, that we know, Father, that no weapon formed against us shall ever prosper, because the word of God says so. And thank you, Lord, that we know, according to Psalms 91, even though 10,000 may fall at our feet, nothing will fall or come near our tents, Father. Thank you, Lord, for the grace in that Psalms, Father. Thank you, Lord Jesus, that we know, Lord, that we do not have to be afraid, Father, when we know that we are hiding in your secret places. Thank you, Father God, for your covering. You cover us, Lord Jesus, with your holy blood. Thank you, Father, that this week represents what you have done for us, Lord. This week takes us back and it reminds us of what you have done for us, Father. And we thank you, Jesus. We bless your mighty name, Father, because you are holy, Lord. You are holy, Father, and you are worthy to be praised, Father God. And we thank you so much, Jesus, that we know, Lord Jesus, that because of you, we are. Because of your existence and what you have done at the cross, Lord, we are. We can be because you have already done the work, the finishing works at the cross. And thank you, Father, that we know that there's power in your blood. And therefore, Lord Jesus, I pull up a hedge of protection over us today, Father. And I ask that you will cover us with your blood over those hedges, Father. And I ask, Lord Jesus, that you will protect us with your holy fire, Lord Jesus. That no hex, Father God, or witch in hell can come close to us, Lord. And nothing that he sees done, Father, nothing that he sends towards us will ever prosper, Father. We cast down and we cast out every form of witchcraft, Father God, any form of monitoring spirits, Father, that monitors us, Lord, wherever we go and whatever we do as children of God, Father. We cover those eyes right now with your holy wings, Father. And we cast down every stronghold, Lord Jesus, that is in this atmosphere, Father. And we invite you into this place, Father. We invite you into our atmosphere, Father. And we ask that the Holy Spirit will come into this place, Father. We ask that the Holy Spirit will lead us, Father God. And that the Holy Spirit will be present, Father. And the word that you are going to give us today, Father, I ask that you will bless this word, Father. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Bless this word, Father God. And I ask, Lord, that every ear that should be hearing this word, Father,
Father, that you will make sure, Lord, that this will be pushed into the algorithm, Father, so that whomsoever needs to hear this, Lord, will receive it today in the name of Jesus, Father. And whatsoever it is that you want me to preach towards your children and give the word, Lord, Father, I ask, Lord, that you will drop it into my spirit so that I can give it to them, Father. If you want me to change the word, Father, then change it in the name of Jesus. Use my vessel, Father. Use my mouthpiece, Father. Use my brain and use my tongue, Father. Use me today, Father, God, to reach your children, Lord. Rekia raboshete kia rabondiriki andera kasheteke. Rakaiki alabondiriki arabosheteke. In the mighty name of Jesus, we bless you, Father. We praise you, Lord, and there's none like you, Father God. Rakaiki arabondiriki arabosheteke. Lakiandera kasheteki araboshete. In the mighty name of Jesus, Father, you seal this atmosphere right now in Jesus' mighty name. Every door, Lord Jesus, you seal our doors, Father, because the enemy has a way of slipping in, Father. The enemy has a way of coming through our windows, Father. Rakia laboshenderiki araboshete. Rakaiki anderakashi araboshete. In the mighty name of Jesus, seal our windows, Lord, Father. Seal everything that is open, Father God. Rakaiki arabosheteke. I pray for our altar today, Father God. Sanctify this altar, Father. Rakaiki araboshete. Rakaiki anderakashi alabonderiki anderakashete. Seal this whole atmosphere in the studio, Father. In the mighty name of Jesus, the atmosphere of the studio, Father. Raki anderakashi alaboshenderiki araboshete. Hallelujah. Thank you, Jesus. So that there can be no interruptions, Father. I bind the devil in the name of Jesus. I bind these demons in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Father. And I seal this day, Father. I seal off every hour, every minute, every second that I have to preach this word, Father. I seal the time frame, Father, that you have given us, Father. And I ask for an uninterrupted time with you, Lord, in Jesus' mighty name. Hallelujah. In Jesus' name. Thank you, Father. Amen and amen and amen and amen. 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 Guys, you guys know, I always say I can't sing, but I try my best to at least worship. And I told you yesterday, I don't sing to entertain. I sing to worship the Lord. So I'm going to try to sing again, and bear with me while I sing. Sing with us as we sing. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Siabonga,
bonga, siya bonga, siya bonga, siya bonga, siya bonga, siya bonga, siya bonga. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Siya bonga, siya bonga, siya bonga, siya bonga, siya bonga, siya bonga. Amen. Amen. Hallelujah. O Here, ons prys U, Vader. O Here, ons eer U, Here Jesus. Here, al is dit al wat ons doen in hierdie dag, Vader, net om U te eer, Vader, net om U te prys, Here Jesus, net om U te loof, Here Vader, Here, dan is dit genoeg, Here. Vader, ons kom sê dankie, Here. Here, vir U se heilige teenwoordigheid, Vader. Here, kom in ons atmosfeer in, Vader. Ons nooi U in, Vader, en ons bid, Here, dat U saam met ons om hierdie tafel kom sit vandag, Here, dat U saam met ons sal kom kuier rondom hierdie tafel vandag, Vader, Here, net soos wat U dit kan doen, Here. Here, en ons prys U daarvoor, Vader, ons eer U, Here, en ons sê dankie, Here Jesus, vir U se heilige teenwoordigheid, Vader. U is groot, Here, U is almagtig, Here, en daar's niemand, maar niemand soos U nie, Vader. En ons loof U daarvoor, Vader, en ons eer U daarvoor, in Jesus se wonderlike naam, met baie danksegging. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Amen. En amen en amen. Ons kan maar ons Bybels oopmaak by Job. Ons gaan uit Job uit lees, julle. Job, hoofstuk 13 en 14. Maar ons gaan net so klein bietjie gesels oor Job. En ons het al baie gehoor oor Job en van Job. Ons het al baie ook gehoor die storie aangaande Job. En ek dink ons het dit seker al 100 verskillende kere al gehoor, né? By verskillende leiers, verskillende kerke, by verskillende Bybelstudiese. Ons het dit al op verskillende maniere gehoor en verskillende maniere gehoor hoe dit gebreek word ook. Amen. En ek dink ek het dit ook al 'n paar kere in ons groepie al gedeel en gebreek. En vandag wil ek net so 'n bietjie stil staan. Ek gee vir julle nou 'n hoofstukkie, nee, hoofstuk 13 en hoofstuk 14, maar eintlik is dit die hele boek Job. Amen. Ons praat eintlik vandag oor die hele boek Job.
Amen. So as julle my net so 'n bietjie sal geduld gee, né? Dan gaan ons deur dit werk. Ons gaan nie lank praat nie. Dit gaan seker maar nou weer 'n uur wees, maar Bybelstudie is 'n uur, 3 ure mense in die groep wat ons 3 ure om 'n stuk, net een klein stukkie hoofstuk te breek. 3 ure. Dan wil hulle mense weet hoekom kom hulle 12 uur die nag huis toe. Nee, want dit was nog nie eens genoeg tyd gewees om die woord te breek nie. Maar ons gaan kyk om hom net so 'n uur te vat, né? Die boek Job, ons almal weet mos wat het met Job gebeur. Amen. Ons weet mos presies wat het met Job gebeur. Job was 'n man van God gewees, né? En soos wat ons sy lewe leer ken, het ons gesien dat hy het God geken. Hy het God geaanbid en hy het gebid tot die Here. Hy was ook 'n welaf man. Hy was 'n ryk man gewees. Amen. Hy het kinders gehad, hy het 'n vrou gehad. Soos ek sê, hy was 'n ryk man gewees. En ons het nou al verskillende maniere gehoor van hoe dat Job op die ashoop sit en hoe dat Job byvoorbeeld gelei het op daardie ashoop. En verskillende hoofstukke het ons verskillende preekstukkies al uitgekry en selfs 'n woord gekry. Sommige het gekry uit die woord uit die boek van Job van healing. Sommige het al gekry hoe dat jy 100voudig weer jy weet terugkry by die Here. Job was mos 2 keer soveel gegee dit wat hy verloor het. Hoe dat hy op die ashoop gesit het en hoe dat sy vriende hom gelos het, hoe dat sy vrou hom gelos het, hoe sy kinders verloor het. So uit daardie hoofstukke uit het ons nou al verskillende maniere gekry hoe om hierdie hoofstuk te breek. Selfs ek ook. Julle gaan baie water drink. Dis ook met so 'n groot glas water. Ek is konstant dors. Nou vandag wil die Here bietjie stil staan by iets wat ek nog nie gehoor het nie. Soos ek vir julle sê, ek het hom nou al op verskillende maniere gehoor en ek self persoonlik verskillende maniere ontvang en verskillende maniere het ek hom al gepreek. Maar soos wat ek vanoggend 4 uur wakker sit, het ek so 'n bietjie gebid deur my huis. Geself onthou ons, hierdie is 'n huis van aanbidding. Ons bid uit hierdie huis uit en ons doen alles, alle liefdadigheidswerk uit die huis uit. So ek moet gedurig in gebed wees in die huis. So die huis moet altyd gesanctify wees en deurgebid wees, sodat as enige een daar deur kan loop, dan moet die huis van die Here gereed wees om enige een te kan ontvang. So dag voor dag staan ek altyd op in die oggende en ek maak hierdie huis toe en ek begin bid. Maar met die is dit dat ek hier aan die tafel kom sit en ek maak die woord oop. En ek kry net Job. Maar dis al wat ek kry en ek maak my dinge soos weet toe ek het hom by hoofstuk 13 en 14 gekry en is my die wat ek vir julle sê gaan na 13 en 14 toe. Maar ek het nie spesifiek 'n woord gekry wat uitstaan uit 13 en 14 uit nie. Maar ek het wel 'n woord gekry uit Job se lewe uit. En wat vir my hierdie keer uitgestaan het dierbaar is die amount of time dat daar gepraat was met Job. Amen. Daar was verskillende kere gepraat. Almal praat van hoe mense hom verlaat het en hoe hy sy mense verloor het terwyl hy op die ashoop gesit het. Maar nog nie het ek gehoor dat hulle konsentreer op die feit dat sy vriende met hom gepraat het op daardie ashoop nie. Ons het al gekonsentreer op wat hulle gesê het, dan het ons 'n verskillende woord uit dit gekry, yes. Maar ons het nog nie hom so ingezoom en dit so gekry dat sy vriende het actually met hom gepraat terwyl hy op die ashoop sit nie. En ons het nog nie hom so ingezoom en actually, jy weet, in die diepte ingegaan van die Here om uit te vind, maar as hulle saam met Job gepraat het op die ashoop, dan beteken dit dat hulle was daar gewees vir Job. En ek het toe gelees hier by hoofstuk 13 en 14, maar onder andere het ek ook gelees by hoofstuk 11, hoe dat Sofar saam met hom gepraat het, né? Hy sê hierso byvoorbeeld by vers 2, dis nou hoofstuk 11 vers 2, moet iemand nie antwoord op hierdie stortvloed van woorde nie. Is 'n mens onskuldig net omdat jy baie kan praat?
Moet ek stil bly te midde van jou sinlose gepraat? Wanneer jy God tart, moet iemand jou nie skaam maak nie? Nou ek kan verder lees, dierbares, maar julle kan ook verder gaan lees dit wat sy vriende almal daar vir hom sê. Nou ek het dit met 'n baie in diepte gedagte het ek dit gelees, soos ek sê, ek het hier gelees en daar gelees, ek het nie hele hoofstukke klaar, maar ek het stukkietjies het ek gekny, soos byvoorbeeld waar daar weer gepraat word met hom, ek dink is Bildad, ja Bildad wat ook praat met Job, nee, Bildad het die eerste keer gepraat en hy sê, hoe lank gaan jy nog so aanhou praat? Jou woorde is soos 'n wind wat alles wegvee. Verdraai God die reg? Verdraai die Almagtige wat reg is? Jou kinders het klaar blyklik teen hom gesondig. Daarom het hulle straf verdien. Maar as jy na God roep en die Almagtige vra om genade aan jou te bewys, as jy opreg en sonder sonde lewe, sal hy opstaan en jou weer gelukkig maak in jou huis. Nou as ons net gou kyk wat Bildad ook hierso vir hom sê, Sofar sê hierso, God straf jou beslis minder as dit wat jy verdien. Kan jy die geheime van God onderrafel? Kan jy alles ontdek wat daar is om te weet van die Almagtige? Daardie kennis is hoër as die hemel. Wie is jy om daaroor te praat? Daardie kennis is dieper as die doderyk. Wat kan jy weet in vergelyking met hom? Dit is groter as die aarde en breër as die see. As God kom en iemand in die tronk sit, wie kan hom keer? Of as hy iemand hof toe sleep, wie gaan hom stop? Want hy ken die valse mense. Hy weet van al hulle sondes. 'n Dom mens sal net so min wys word as wat wilde donkie 'n mak vol sal kry. Nou as ons verder kyk, dierbares, dan sien ons hierso, Elifas praat ook met hom byvoorbeeld. Hier sê Elifas vir hom in hoofstuk 15, jy is mos 'n wyse man en tog praat jy betekenisvolle woorde. Jy is soos 'n sak vol wind. Dis verkeerd om so dwaas te praat. Sulke woorde bereik net mooi niks. Vrees jy God of nie? Het jy geen ontzag vir God nie? Jou sondige gedagtes vertel jou mond wat om te sê. Jou woorde is misleidend, maar hoekom sou ek jou veroordeel? Jou eie mond doen dit. Jou lippe getuig klaar daarteen. Dit is jy is skuldig. En soos ek sê, ons kan verder lees, maar as jy hoor in elke hoofstukkies van hierdie mense, Bildad, Sofar, Elifas, hulle praat uit een mond uit. En as hulle praat met Job, dan praat hulle in so 'n manier dat hulle sê, Job, hy praat soos 'n dwaas. Hulle sê hierso, jy is so 'n kundige man, en jy's tog so 'n man vol wysheid, maar jy praat soos 'n dwaas. En die dinge wat uit jou mond uitkom, dit maak nie sin nie. En as ons kyk na alles wat hulle almal oor praat, hulle sê daar, dat bekeer jou tot die Here, en dan sal die Here die straf van jou af weghaal. Almal praat daar so oor sy sonde. Almal sê daar, jy sê jy verdien nie dit nie en dat nie. Maar wat vir my kom uitstaan omtrent die feit dat hierdie mense almal met Job praat, dierbares, is nommer 1 dat hulle het met Job gepraat. Job het op die ashoop gesit en daar word baie keer gesê en almal het hom verlaat, hy het almal verloor, maar het ons al stil gesit en gedink, hoekom het hy almal verloor in daardie tyd? Hoekom is dit dat Job se vriende, selfs sy vrou, hom verlaat het in daardie tyd? Hoe dit vir my voorkom as Job hulle antwoord, dan praat Job baie weerbarstig. Job praat met 'n attitude. Hy sal, as hy vir hulle antwoord byvoorbeeld, dan sal hy met 'n attitude, as ons gaan kyk in hoofstuk 15, dan sê hy, Job het weer gepraat en hy sê, ek het dit alles al van tevore gehoor. Hoor julle die hart gebak. Wat 'n hulpelose klomp troosters is julle nie. Kyk hoe skel hy julle uit. Gaan julle nooit ophou met julle dwaase gepraat nie. Wat dryf julle dat julle so eindeloos aanhou praat? Ek sou dieselfde as julle kon sê as julle in my plek was. Ek kon ook my kritiek oor julle giet en my kop
vir julle skud. Nee, dis nie wat ek sou doen nie. Nou, ons gaan gou verder na 'n ander stukkie waar Job praat by hoofstuk 13. Job praat weer met God. Hier praat hy met God en hy sê, my oë het alles gesien en my ore het alles gehoor en het dit verstaan. Ek het net soveel as julle. Julle is niks beter as ek nie. Hoe wens ek dat ek reguit met die Almagtige kon praat? Ek wil my saak self aan God gaan stel. Julle beswadder my met leuns. Julle is niks anders as kwaksalvers nie. Bly liewer stil, dis die slimste ding wat julle kan doen. Luister na my klag. Right? Dit is nou wat Job daar sê. Hy praat met die Here, né? Maar die manier hoe hy praat is hoe hy by al die ander hoofstukke ook praat. Die een ding wat ek opgemerk het, julle, elke keer as iemand praat met Job, dan praat hy terug. Ek sien in geen hoofstuk waar Job respond dat hy 'n positiewe respons het nie. Nie in enige opskrifie waar hy respond nie. Hy het geen positiwiteit as dit kom by God nie, waar hy met God praat nie. Hy het nie positiwiteit wanneer hy met sy vriende terugpraat nie. Hy backcheck hulle liewer. Hy check hulle actually. Elke keer as hulle met hom praat, dan sal hy vir hulle sê, ag, julle is nie beter as ekie. So wat let ek hier op? Eie wysheid, stubbornness, hy's hardkoppig, hy's weerbarstig en hy praat terug. Hy sit in sy ellende, maar nog steeds te midde van sy ellende is hy hardkoppig, hy's stubborn en hy praat terug. Hy's weerbarstig waar daar wysheid, as ons mooi gaan lees die boek Job dierbares en gaan kyk hoe praat hierdie mense met hom. Ewen hy wat Job is, praat ook regte goede, né? Maar fokus op die feite. Die feit is Job is in 'n ellende. Die feit is Job sit op 'n ashoop. En die feit is sy vriende probeer hom berisp. En sy vriende sê, Job, jy kan mos nie sê jy verdien nie dit wat die Here aan jou gedoen het nie. Ons verdien eintlik soveel meer. En elkeen praat daar van Job se sonde. Amen. Dis mense wat Job geken het, dierbares. Ons het nie Job geken nie. Maar elkeen lees mooi wat hulle daar sê, dan sal julle sien hulle praat oor Job se sonde. Is dit dan nie wanneer ons altyd iemand berisp, wanneer iemand byvoorbeeld tot bekering wil kom of hy is in 'n situasie of so, ek counsel baie mense, die eerste ding is wat ek sê, jy moet kom tot bekering. En die eerste ding is wat ek vir hom sê of vir die persoon sê is, kom ons kyk na waarmee is jy besig in jou lewe. Amen. Nou dis presies wat die vriende hier gedoen het, Job. Kom ons kyk gou na jou sondige geaardheid. Nou die woord van God sê ook vir ons hoe onberispelik Job geleef het voor die Here. Hy's 'n man van God. Amen. Hy het gedurig gebid. Amen. As sy kinders uitgegaan het Job vir sy kinders gebid. En Job het vir die Here gepleit en gesê, Here, asseblief, bewaar my kinders. Hy het altyd 'n kersie opgesteek en vir sy kinders gebid. Maar hoor gou hier, onderdeur was daar foute. Onderdeur was daar sonde. Ons weet nie, dit word nie, sy sonde word nie hier opgenoem nie. Maar as ons mooi fokus op wat sy vriende hier praat, dan klink dit vir my, hulle weet presies waarmee Job besig was. Hulle weet presies hoekom Job sit waar hy sit. Ja, daar is sekere mense wat altyd op ons kom trap, dierbares, terwyl ons op hy ashoop sit. Maar ek glo stellig, want selfs 'n seun, wat is sy naam? 'n seun, 'n jong seun, het saam met Job ook gepraat. Hy het gepraat saam met Job en hy het ook met rede, het hy met hom gepraat. Hy het as 'n jong man, het hy met hom gepraat. So ons kan nie hier sit en sê, maar selfs die jong laitie was verkeerd geweest oor Job nie. En hy het hom uitgeredeneer en vir hom gesê, maar jy moet jouself bekeer. En hierdie is die rede hoekom jy in hierdie sit. Ons kan nie vir God bevraagteken nie. En die feit wat vir my hier ook uitstaan, is Job se hardigheid, man. Hy stubborn. Hy is eintlik set in his ways also.
En weet julle, hardhartigheid gaan vir ons nêrens bring in die lewe nie. Die Here sê ons moet lewe met 'n vergewensgesindheid. Amen. En as ons nie 'n vergewensgesindheid het nie, amen, dan gaan ons nêrens kom in ons geestelikheid nie. Dan kan ons maar wees soos 'n Job, 'n ryk mens, baie vir die Here geoffer, baie tiendes gegee aan die Here, baie liefdadigheidswerke gedoen, gebid vir hulle kinders. Maar as jy set in jou ways is en jy wil nie gesê wees, die dierbare Job wil nie gesê gewees het nie. Job was hardig. Nee, Job het sommer teruggepraat, hy het omtrent teëgepraat en gesê, julle is beter as ekie. Hy het dit sommer prontuit vir hulle gesê, julle is net soos ek, julle die, julle die. Die feit van die saak is, Job, jy is die een wat op die ashoop sit, nie ekie. Amen. Whether ek nou is soos jy, die feit is, jy is die een wat in krisis is. Nou, hoeveel keer telke male is dit nie dat ons hierdie tipe mense teekom, wanneer ons hulle wil help, maar hulle is eie wys en hulle set in hulle wys nie. Hulle rampe tref hulle, sekere dinge tref hulle, maar hulle wil nie luister nie. Hulle wil nie luister na dit wat die Here vir hulle wil sê nie. Hoor wat sê hy hierso, ek wil self met die Here praat. Is dit nie altyd hoe mense redeneer nie? Mense, ek het mense gehad in my groep, dan hoor hulle wat die Here sê, dan voel hulle ook die gees van God. Hulle self weet, man, Suster Lizzie moes hierdie van die Here af gehoor het, want niemand weet dit nie, maar steeds sal hulle die groep verlaat en sê, ek wil self met die Here praat. Ek wil self ook die Here, wil ek ervaar. Niks verkeerd daarmee nie, maar as die Here vir jou onder 'n leier gesit het, dan beteken dit, daar's 'n blokkasie in jou lewe. As die Here vir jou onder 'n vlek gesit het, dan beteken dit, daar is 'n onaktiewe gees binne in jou. Dit beteken die leier vir wie die Here vir jou gegee het, is geaktiveer. En daar moet aktivering by u plaasvind. Maar nou is ons stubborn. En ons is set in ons ways. En ons wil nie luister nie. Ons wil dit ons way hê. Job sê, ek wil met die Here self praat. En as die Here maar net hier kon gewees het. Maar hy is so eie wys, dat hy nie eens die stem van God deur daardie dierbares kan hoor nie. Selfs die kind het gepraat met hom, en die woord sê dan uit die mond van 'n suigeling. Is dit nie so nie? Maar steeds gee hy nie gehoor nie. En die Here toe hier teen die einde se kante baie hard en baie sterk met Job begin gesels. Die Here het hom sommer lekker geskel. Maar dierbares wat vir my so uitgestaan het, en juis omdat ek 'n counselor is en omdat ek baie mense counsel en deur prosesse vat, staan hierdie vir my uit. Wanneer daar gepraat word en die woord van God word deurgegee en mense stak iewers in hulle lewens en die Here sê vir u deur die wissel, maar nie so nie, so, dan moet ons dit nie question nie. Kyk gou hier, hoe lank het dit gevat? Hoe lank het dit gevat vir hierdie vriende om met Job te praat? Kyk hier so dierbares, Suster Elvia, kyk hier. As ons nou lees hier vanaf Job hoofstuk 1 af, okay, die Here sê in die begin, hy het die vyand self gestuur na Job toe, né? Juis omdat die Here weet dat Job se geloof is geanker in die Here. Amen. Job se geloof is geanker, die Here ken sy hart. Maar die Here het geweet, daar is nog iets in Job se lewe wat nie reg is volgens God nie. Wanneer die Here rampe oor ons bring, dan beteken dit die Here soek ons aandag. Daar is sekere rampe wat gekom het om jou te destrooi. Dan is daar sekere rampe wat gekom het om jou op te bou en jou terug te bring na die Here toe. En ek glo dat hierdie ramp was nie gestuur om Job se lewe te destrooi nie. Maar dit was gestuur om hom verder op te bou as die man van God wat hy was. Hierdie 3 vriende wat ons sien hierso in hoofstuk 2, né? Dit sê hierso van sy 3 vriende en dan sê dit hierso in hoofstuk 3 Job praat vir die eerste keer.
So hy het heel eerste gepraat en hy het gemurmureer. En Elifas het eerste gereageer op Job. En sy eerste woorde was, sal jy geduldig kan wees sodat ek iets vir jou kan sê. Dit beteken Job was ongeduldig. Hier, as ons julle moet dit mooi lees wat sê die vriende, dan gaan ons sien wat Job se karakter was. As julle nou byvoorbeeld so lees, vat julle highlighte, dan kyk julle byvoorbeeld wat hy sê, sal jy geduldig wees terwyl ek vir jou iets sê. Nou gaan jy die woordjie geduldig, gaan jy nou onderstreep, dan kan jy in jou boek kan jy daar so skryf en sê, Job was ongeduldig. Ongeduldig. Ons kan dit in ons boekie neerskryf. Job was ongeduldig. Dan sê dit, geen mens kan stil bly nie. Jy het self baie mense wat moed verloor het, moed ingepraat. Hy, soos ek sê, was 'n man van die Here. Jy het swakkes, het jy geondersteun, jou woorde het almal wat geval het versterk. So hierdie vriend kom erken dat hy was 'n man wat daar was vir almal. So hulle het nie net sleg gepraat van Job nie, hulle het kom erken dat hy werklik 'n ware vriend was, 'n vriend wat daar was vir almal. Jy het mense wat twyfel regop gehou, en nou dat die moeilikheid oor jou gekom het, is jy versla. Nou kan ons hierso sê Job, onderkant Job, né? Kan ons sê versla. So Job was versla. Aan beduiding van jy kan ander, kan jy bemoedig, maar hoekom kan jy dan nie nou jou eie woorde vat en deur daardie eie woorde of dit wat jy die mense opgetel het meer jouself ook optel nie. Ons kan nie Gods vroue en Gods manne wees en ons bemoedig mense daar buite met die woord, maar ons vat nie die woord vir onsself, die dierbares. Dit moet ons kom leer nou uit Job se lewe uit. Job kon vir ander opgelig het, Job kon vir ander bemoedig het, maar toe Job op die ashoop sit, toe weet hy nie hoe om homself te bemoedig nie. Dierbares, jy moet met jouself kan praat as jy sit in jou ashoop. Jy moet as jy kom val, ek 3-4 maande terug geval, toe my ma val, toe val ek ook. En ek het sommer plat op die grond geval, dierbares, maar ek het myself uit dit uitgebreek. Ek het myself uit dit uit bemoedig. Soms kon ek nie eens bid nie, maar dan het ek hier kom sit en net ge-worship. Ek het net so gemurmureer deur my worship. Ek het gehuil, maar daar was bemoediging in my trane. Want ek het onthou hoe ek vir ander bemoedig het, waar ek vir hulle gesê het, onthou die dood is nie vir ewig nie. Dit is nie die finale nie, want ons gaan hulle weer ontmoet. Daardie persoon het sy wedstryd, het hy voltooi. Maar jy wat nog aan die kant van die lewe is, laat die dood jou bemoedig om jou wedstryd tot die eindtyd te stry. Laat die dood jou bemoedig om te sê, hey, jou tyd kom ook. So maak klaar. Die tyd raak min, maak klaar. So ek het myself kom bemoedig, deur myself op te lig met my eie woorde. Ons kan nie woord dit verander, maar as dit die woord vir onsself nie. Job was versla, sê sy vriende. Hy was versla, nou dat dit jou getref het, is jy gebroken. Gee dit dan nie vir jou hoop, dat jy God aanbid nie. Halleluja, prys die Here. Hier sê sy eie vriend vir hom, as ons die Here opreg ken, dit wil vir my sê, hierdie Job het God geken, maar hy het nie hom in opregtheid geken nie. Nou kan ons verstaan, een van die redes hoekom hy op 'n ashoop gesit het. Want sy geloof was daar, maar sy geloof was nie heeltemal eg nie. Maar kyk gou hier, die ashoop het sy geloof kom eg maak. Die Here sê dat hy moet ons deur 'n wat trek, Suster Jalvia? Hy moet ons deur die wat sit, Suster Jalvia, om ons suiwer te kry? Deur die looi proses sit. Deur die vuuroond gesit word. Waar gaan goud en silwer in, Suster Janice, om die proses suiwer te maak? 'n oond. 'n vuurwarme oond, dierbares. So ja, Job was dalk 'n man van God, maar gaan lees wat sy vriende sê. Kyk jy so, hulle skinder lekker van hom. Hier kan ons sien wat sy vriende sê. Sy vriende sê hierso, gee dit jou dan nie hoop dat jy God aanbid nie? Moet jy nie juis nou glo
dat God sorg vir mense wat hom dien nie. Dit wil vir my sê, die Here wou Job dieper. Die Here wou Job dieper in hom ingebring het. Die Here moes sekere elemente hy verwyder het uit Job se lewe uit, om vir hom dieper te getrek het in hom in. Ek moes my moeder kom verloor het, halleluja, om op my ashoop te gaan sit, om vir my dieper te trek in die Here. Hy moes sy kinders verloor het. Hy moes sy vee, verloor het, sy rykdom moes hy verloor het, om dieper te getrek te word in die Here. Die Here het geweet, daar is nog iets wat fout is met Job. En is dit maar nie wat altyd fout is met baie van hierdie ryk manne en ryk vroue nie, dat hulle geld hulle so 'n bietjie blind maak nie. Ja, en dalk is dit dat Job generously gegee het vir die Here, maar dalk is dit dat hy nie so lekker hoor ook nie, en weet julle weelde, geld kan vir jou doof maak en blind maak. Hoekom moes hy aan sy rykdom verloor het? En almal wat saam met hom die rykdom gedeel het, sê dit nie vir julle iets nie. Die einste ding wat jou van die Here af gaan weghou, is die einste ding wat die Here van jou af gaan wegvat. So as jy jou man eerste stel, vrou van die Here, amen, dan best believe die Here gaan hy man kom wegvat. As jy jou kinders voor die Here stel, best believe die Here gaan hy kinders van jou af wegvat. As jy jou ma, jou pa, jou auntie, jou oom, jou geld, jou kar, jou huisbesittings, alles eerste stel, en dis altyd vir jou 'n prioriteit, dan gaan jy kom word soos 'n Job. Jy gaan geloot word. Jy gaan in hy oond gegooi word. So Job was goed en wel in alles, maar daar was een ding wat hy nie goed in was nie. En as ons lees wat sy vriende hier vir hom sê, dan gaan ons sien wat dit is wat hy nie so goed in was nie, en wat die Here vir hom wou kom sê het. Dierbares, Job was 'n baie stubborn man gewees. Vandag toe ek net so lees, en net so deur dit gelees, toe kom die hele boek Job by my op. Hoekom? Want ons het mos nou al telke male deur Job gewerk. So ek ken nou al die storie van Job, maar toe trek het alles net so by my op. Toe dink ek, hoekom moes dit dan so baie vriende gevat het, om met hierdie man te gepraat het, om hom tot by gehoorsaamheid en in lyn te gebring het met die woord van die Here. Maar weet julle wat nog verder uitgestaan het, is dat God self met die man moes praat. Wanneer die Here self moet praat met jou, en jy wou nie luister na die manne en die vroue van die Here wat die Here gestuur het nie, nee kyk, dan het jy 'n probleem. Jy het 'n attitude probleem. Jy het 'n geduld probleem. Die Here kom sê hier deur middel van hierdie hoofstukke, Job was 'n ongeduldige man. Job was 'n baie stubborn en eie wyse man. En die Here wil ons kom leer vandag deur die lewe van Job, dierbares. Amen. Dat ons moet luister. Ons moet nie so eie wys wees nie, man. Ons moet nie so stubborn wees en set in our ways wees nie. Dit kan vir ons agterhou. As die Here nie vir Job sy ashoop gegee het nie, sou Job dalk agtergebly het. Job sou dit dalk nooit gemaak het om by die Here uit te kom nie. Jy kan maar wat 'n goeie lewe het op hierdie aarde. Jy kan maar hoe liefdadigheids hier en hoe liefdadigheids daar doen. Jou goeie werke op aarde gaan nie vir jou in die hemel bring nie. Maar die toestand van jou hart, die toestand van jou gedagtes, hoe dierbaar is soos ek met julle praat ek met myself ook. Amen. O Here, want ek sondig voor die Here elke dag. Gedagtes, soms met die mond en selfs met my hande. Ek staan hier soos 'n vrou vol vlekke.
Maar ek staan ook hier met 'n vrou wat weet dat daar was eens op 'n tyd 'n man en sy naam is Jesus. En in hierdie week wat die heilige week is, het daai einste man voorbereiding gemaak om 'n sterfte te sterf wat die bloed uit sy liggaam uit sou tap en dat daardie bloed al my vlekke gaan kom skoon was. Nou ek wil vir u vandag kom uitnooi om die man wat ek ken aan te neem. Sy naam is Jesus. En as u hom nog nie aangeneem het in u se hart nie, al wat u sê is: Here Jesus, ek kom na u toe in die naam van die Here. En ek kom maak my hart vandag vir u oop, Here. En ek kom neem u aan as my God en my saligmaker, my verlosser. Kom wees u my God, Here. Kom wees u my leidsman, Here. Kom woon u in my hart, Here. Kom lei my, Here, na waters waar daar rus is. Lei u my, Here, op hierdie pad van geregtigheid. Here, kom vergewe my sondes en was weg al my vlekke wat ek het op my. En ek bid, Here Jesus, dat u my sal vergewe vir al my dade, my oortredinge. En ek repent, Here, vir alles wat ek teenoor u gesondig het. In Jesus naam. Amen en amen. En dis al wat ons doen. Om die Here aan te neem, is al wat ons doen. Om skoon gewas te word, is al wat ons doen, dierbares. Maar jy moet hom aanneem. En as jy nog uitgespaar is die dag van môre en jy leef nog môre, dan moet jy ook jou bekering uitloop. Want ons kan nie net onsself tot bekering bring nou en dink dat alles oukei is nie. Nee, daar is 'n proses van bekering wat ons deur moet gaan, dierbares. Job het nie nodig gehad om so lank op sy ashoop te sit nie. Nou soms kan ons in ons eie pad staan, dan blokkeer ons onsself. Hoekom? Omdat ons stubborn is. Want ons wil nie luister wanneer daar gepraat word nie. En dan, soos 'n Job, dan laat ons dinge oorstaan en oorstaan en oorstaan. Maar jy weet die Here roep jou tot bekering, oorstaan. Jy weet die Here roep jou tot geregtigheid, oorstaan. En soms dan is ons soos ons oumas en oupas, ons wil dit onder die mat invee en dink ons gaan vergeet daarvan. Maar dan kruip daar die vullis uit onder die mat en dan haal dit vir jou in. Moenie soos 'n Job wees wat so lank op die ashoop moet sit tot daar waar hy sere uitgeslaan het nie. Dit wil vir my sê hy het lank op die ashoop gesit, dierbares. En die feit dat God op die ou einde moet om ons praat, dit wil vir my sê hy het lank in sy proses gestak. Don't get stuck in your process. Die desert was nie daar vir jou gewees om te stak nie. You need to move through the desert. You're not supposed to camp out in the desert. Nee. Ons is veronderstel om te beweeg deur die woestyn. Die ashoop is net 'n toets. Is net 'n toets. Wees ingetoe wanneer jy deur jou toetse gaan en ontvang die sekere goedjies wat jy kry binne in jou toets en vind die Here in dit. En as jy die Here gevind het in dit, moenie soos 'n Job wees en eie wys wees en stapper nie. Neem dit aan en maak die ashoop vir jouself ligter. Amen en amen en amen. Dankie dierbares dat julle saam met my gekuier het tot dusver. Kom ons sê gou vir die tweetjies ook dankie. Hulle het stil gesit in die ateljee, hulle gehoor. Hulle was soos muise, hulle was choop stil gewees. Kom ons sê gou vir hulle ook dankie. Sissies, het julle dit geniet? Julle het dit geniet?
jy sommer terug op jou pad. Is dit? Ja, as ek so terugdink, dan kan ek ook getuig dat mens moet luister. En solank dit vir Job gevat het om tot daai insig te kom dat stubbornness sal vir hom net daar hou. En as ek in my lewe inkyk, en kyk dat gehoorsaamheid nou eers te kom, plek vat. En dan dink ek ook, Here, hoekom het ek aan so lank, hoekom het ek my nie geluister nie? Maar die Here ken ook ons en hy weet hoe lank ons Sy genade is vir ons ook genoeg. Sy genade is vir ons genoeg, ja. En sy genade dra vir ons. Amen. En jy, my suster, lekker geniet. Ja. Julle drank kan julle water hê. Nee, ek gaan nie weer vir julle lekker water gee nie. Jy het geniet, sis. Was 'n mooi waarheid. Dis iets nog om aan te kom. Ja. Wat sal jy sê vir die mense daar buite, veral die jong mense soos jy? God sê in sy woord, waarmee sal die jongelinge sy pad suiwer hou? En dan antwoord die woord ons ook so, hy sê net met die binnekant. Yes. En daar sê 'n ander manier om ons pad suiwer te hou. En selfs die woord is 'n suiwerende woord. Yes. Is 'n woord wat jou kan lei op die suiwer pad. Amen. Nou, amen. Hi, maar dan sê ek vir julle dankie dat julle vir ons kom kuier het in hierdie ateljee. Dit was eintlik baie lekker om visitors te hê. Eerlikwaar, ek het nooit visitors, ek is altyd alleen. En dit was nou eintlik bitter baie lekker geweest om julle te gehad het. En so ook dat jy vir mamma gebring het. Ek sien hoe buig mamma het lekker geniet, nee. Mamma, ek sien hoe buig mamma die kop en mamma buig oor en luister ook na die woord. Het mamma dit geniet? Sy. Eens op 'n tyd het mamma ook kinderbond gehou, sonnaarskool gehou en vir die kindertjies het mamma skool gehou. Vandag is sy oud, maar sy prys nog steeds haar God. Sy ken nog steeds haar Here. Amen. Dankie dat mamma hier was, hoor. Amen en dankie ook vir julle wat almal geluister het. Is nie altyd almal wat 'n hele uur na Bybelstudie kan sit en luister nie, maar dankie vir die wat wel geluister het. Ek prys die Here dat julle tot dusver toe geluister het, want daar's altyd 'n pragtige woord wat vassit binne in God se woord net vir jou. En soms is dit net hy woord wat ons nodig gehad het om ons siele so bietjie los te maak waar ons so gebind was. Ons gaan hom afsluit met hierdie. Dit was maar net genade kans. Dit was maar net genade kans. Die dag toe ek my siel aan liewe Jesus gee, dit was maar net genade kans. Dit was maar net. Dit was maar net genade kans. Dit was maar net. Dit was oh, maar net genade kans. Die dag toe ek my siel aan liewe Jesus gee, dit was maar net genade kans. Halleluja. Ons prys U, Here. Ons eer U, Here. En ons dank U, my God, vir U se pragtige woord. Dankie dat ons kon kuier rondom die woord van die Here en dat U die Heilige Gees self teenwoordig was. Amen.
en amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, oh, amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Dankie dat julle gekom het. Ai, jene, dit was nou baie lekker geweest. Ja, dit is nou die backstage. Dis backstage julle. Dis nou backstage. Dis nou die backstage geselskapies wat ons nog gaan aanknoop. Ja, die mense sê altyd, wat gebeur altyd backstage? Daar in die ateljee sister Lizzie. Nee, kyk wat nou gaan gebeur is, nou praat ons 'n bietjie oor die woord. So sister spill the beans. Kom julle is nie nou online nie. Dit is nou backstage, is 'n backstage coverage, maar dit wil nie sê dit gaan online nie. Of miskien. Ja, sis ek so geluister het aan die woord, nê. Soos die woord daar sê van hoeveel mense van sy vriende het met hom gepraat. Soms praat ons vriende ook met ons, maar wat praat hulle met ons? Bemoedig hulle ons? Wys hulle ons op die regte pad? Of praat hulle dinge wat ons van die pad af sal hou? Ja. So, daar moet ons 'n gees van onderskeiding kry wanneer ons vir die Here vra vir vriende. Want vriende kan jou bou of hulle kan jou breek. Oh yes. En soos ek geluister het dan soms as jy wys in jou eie oë, soos Job was wys in sy eie oë. Ja. En dat hy gesê het hy sal self met die Here praat. En sy vriende so afgekraak het, die vriende wie vir hom wou help. En ek dink is baie keer ook seer wat mense so laat optree, ja. Seer in hulle lewe wat 'n mens so laat optree. Maar as jy vriende het wat daardie seer van jou kan minder seer maak, vir jou laat groei in daai proses van genesing. Ek het toevallig toe ek voor ek hiernatoe kom, wil ek gou 'n woord kry en ek kry daai waar in Job maak ek hom op van genesing. God kan genees. Yes, ja. Ek het daai skrif gekry voor ek hiernatoe gekom het. En mense se woorde kan jou seer maak of dit kan jou opbou. Ja, dit is so. Maar as 'n mens 'n bietjie gaan terugsit en jy dink jene wat het jy nou vir daai persoon gesê, wat daai persoon nou nie goed laat voel het nie, of nie lekker laat voel het nie. Jy vra Here, vergewe my, omdat ek nou aan iemand iets gesê het. Want soos ons ook net gesê het, ons sondig elke sekonde met ons mond, met woorde, dade en gedagtes. Maar as ons na die Here toe teruggaan en ons vra die Here vir vergifnis, Here, omdat ek nou so gespreek het teenoor daai persoon. Want hoe sou ek gevoel het in daai oomblik, as daai persoon dit aan my gesê het, né? Maar dankie Here vir u genade, wat vir ons genoeg is, dat ons kan teruggaan na die Here toe, en vergifnis kan vra. Die Here sê, He is able to forgive us. Oh yes. En weet jy wat vir my so uitgestaan het, is die blote feit dat Job se vriende het met hom gepraat, né?
Maar wat vir my so uitgestaan het ook omtrent dit is dat dit wat hulle vir hom gesê het is wyse woorde. Yes. Want soos sis nou praat, kom dit ook by my, wat praat jou vriende? Yes. Like, ja, die woord soos moet luister wanneer mense praat en so, maar ons moet ook discern wat hy persoon praat. Want soms kan die mense ook verkeerd praat. Yes. En dan praat hulle jou in hy afgrond in plaas van om jou op. Maar wat hierdie vriende hier gepraat het, was om regtig waar vir Job eintlik, hulle wou eintlik Job 'n understanding gegee het oor sy situasie. Yes. En vir hom amper half verduidelik het hoekom hy in die situasie is. En dit het my ook so laat dink, daai van, hulle het nou so gepraat en almal praat amper half uit een mond uit saam met Job, vra ek amper half ook die vraag, ek wonder of hulle al hierdie dinge vir Job al voorheen genoem het, Nee, toe hy nou nie in 'n ramp verkeer het nie. is waar. Want baie kere is dit dat ons kan soms sien die een doen verkeerd, maar omdat die persoon sy hand teenoor ons uitgestrek is, en hy Job het miskien altyd vir hulle geld gegee, of Job het hulle ook altyd Hy voorsien, was stil. jy weet met vleis, het ons kom vee en so gehad, kosse en als die, dat hulle stil, en dit is die probleem vandag in ons kerke, hoekom ons leiers stil bly, want hulle is bang hulle verloor mense uit hulle gemeente uit, vernaam die mense wat geld aangee. Vernaam die mense wat groot hoeveelhede tiendes gee. Nou sien hulle die ryk man is besig met verkeerd, maar hulle bly maar stil, nie te want hulle wil nie die persoon verloor. En nou wonder ek wonder of die vriende ook so gepraat het met Job al, toe hy juis nie in die situasie, want nou is mos maklik om 'n man te skop ook, wanneer jy daaronder is, you know? En hoekom antwoord hy hulle so? Ja, hoekom is hy so? Hy's baie wederstrewig en hy backchat baie. En hardkoppig is hy amper half teenoor hulle. Dit laat 'n mens eintlik regtig wonder, like, hoekom is dit dat hy ook so, Yes. jy weet, antwoord, weerbarstig yes. is, Yes. half teenoor hulle. Eintlik moet hulle hom gerespekteer het, omdat hy vir hulle gegee het. Nee? Omdat hy altyd gegee het, maar soos baie mense ook baie keer is, ja, ek het jou dit gedoen, ek het jou dit gegee, en ek het jou dit gegee. Ek was daar. Ja, hy maak 'n punt daarvan. Maar Job het nie vir hulle gewys op dit wat hy gedoen het nie. Hy was maar net wederstrewig. Hy het hulle eintlik teruggewys op hulle Yes, sondige lewe yes, ook. Maar soos yes. ek ook daar gesê het, die punt is hy is die een wat op die ashoop Yes. sit en nie hulle nie. Yes. So dit was 'n mooi Interessant. woord. Dit Baie was mooi eintlik woord. baie interessant. Yes. Die wat nou so uitstaan vir my in Spreuke 19, die opskrif daar is oppas vir geld in die Job. Toe ons nog gepraat het oor Job, het ons gepraat oor geld en al dat is. En hy sê hierso, enige arme wat die Here ken as 'n ryke sonder enige wysheid. Hy sê en doen die domste dinge. En dan die ander stukkie wat vir my so uitstaan hier is, waar daar geld is daar altyd baie vriende. En baie geld, maar baie vriende. 'n Yes. Arme word selfs deur sy beste vriende verlaat. En dit laat my nou so dink hoe Tannie Elfie nou gepraat het daar so van hoe dat Job bijvoorbeeld sy vriende ook gehelp het in daai opsig. En dan sê hy ook hier, iemand in 'n groot finansiële verknogsing staan alleen. Mens kan amper sê Job was in 'n finansiële verknogsing, maar hy moes alles verloor. En hy het hy alleen gestaan. En sy vrou het hom ook verlaat, maar hy sê die woord, sy eie familie vermy hom. Sure, Sy dis baie vriende waar. wil niks met hom te doen hê nie. Beloftes van hulp word gou vergeet. Dalk het hulle ook beloftes gemaak aan Job en dit is hoekom hy dalk so weerbarstig was teenoor hulle en elke attitude gehad het teenoor hulle, want dalk het hulle beloftes gemaak teenoor hom om hom te help, miskien met verblyf of net om hom van 'n ashoop af te kry en hoe dat hy in sy finansiële verknogsing was en selfs sy familie, hulle het hom almal verlaat. Hy het man alleen gestaan op sy ashoop. So Dit is so, nee. Ja, is waar, nee. Ek kry nou so die opskrifie vir die video. As ek nou die video moet upload, dan ek mos altyd 'n opskrifie het. En ek sê daar so Job sy attitude in sy storm. En dit kom net by my dat jou attitude maak saak. Ja. Dit maak baie saak hoe jou attitude gaan wees binne in jou storm,
binne in jou ashoop, nê? Ek dink nou net aan myself toe ek nou op die ashoop is met my ma se dood. Jy weet, hoe was my attitude? Ek meen, julle kan self getuig. Jy weet, ek het amper half kan ek sê teen die gees, die grieving spirit gepraat en geveg en maar dan het hy my weer plat geslaan en wat ek gedoen het veral is dat ek het almal se bemoediging ge-embrace. Ek wou bemoedig word. Dit was soos voeding vir my gewees. En dit het my baie gehelp. Dit het my baie gehelp as ek nou net dink aan as Job dalk ook net hulle voeding. Jy weet die woorde as voeding gevat het en dit ge-embrace het, sou het hom dalk Houer miskien uitgebring het. Exactly. Maar jou attitude maak saak. Ek kry dit nou net so jou attitude. Bepaal ook jou storm, hoe jy is. O, yes. In jou storm is, nie. Soos Job was baie weerbarstig. En dit het hom langer gevat as wat hy eintlik daar moes uitkom. Maar God het ook 'n bepaalde tyd geken vir Job se tyd op die ashoop, nie. Soos God het presies geweet se tyd van rou, wanneer dit sou oorgaan. En soms heel mense baie gou, as mense wat eintlik aan 'n verlangende hart eintlik sterwe. Dit is, nee, dit is. Kyk, sy sê dit nou, nee. Sy sê dit nou, kyk, ek het daai oomblikke gehad, hoor. Hier diep in my storm, hier in Desember, Jesus, die Here ken my hart. Dit was soos my hart het, ek sê toe ook vir die Here, ek verstaan nou, hoekom sekere familiemembers altyd agterna siek word, na die een gesterf het, dan sit amper half, jy kry nou die een se siekte, want my ma se siekte wou my kom aankleef, ek het dit gevoel, ek het die suikervlakte gevoel, ek het die hoë bloeddruk, alles het ek kom ervaar. Ek kon voel hoe dit my in 'n koma in wil sit. Ek kon voel hoe dit my wil, want dit is die verlange van die hart. Dit is asof die demon wat nou hier by jou is, nee, hy kry die signal dat jy wil nie leef nie. Yes. Sien? Dan kry hy amper half die goue het om my dood te maak. In my slaap of, jy weet, en sit nou soos jy het gesterf van 'n gebroke hart. Maar jou wil moet sterker wees. Jou wil moet seker wees en dit is waar dit inkom, die bemoedigende woorde wat ek by julle almal gekry het, gebedes en julle boodskapies, alles, jy weet, kuiertjies en opcheck op my, dit was goed gewees en dis wat hierdie vriende gedoen het, opgecheck het op hom. Maar daai is baie waar wat Spreuke daar sê, wat sy sê, dat die mens, as jy in 'n ding is, 'n storm is, dan staan jy gewoonlik alleen vir alle finansiële storm. So waar. Baie vriende, Wat ek mense vir my uitgestaan het en so was die een vriend ons aan vir Job gesê het, as net 'n bietjie geduld het, dan kan hy saam in 'n pad. En in Spreuke 19:19 sê dit, iemand met 'n verskriklike neig moet jy aan sy eie lot oorlaat. Wow. As hy sy neig verloor en in die moeilikheid kom, moet jy hom nie probeer help nie. As jy dit eenmaal doen, sal jy weer en weer moet help. Ja. So met daai is dit Job het dalk soos 'n tipe van 'n meer ook gehad. Dit was kort van draad, ja. Ook seker maar kwaad. En dit is hoekom hy altyd so kon teruggeantwoord het en teruggepraat het. Like so stubborn alvas, want hy was kort van draad geweest. Hy het 'n tipe van 'n meer gehad. En op die einde het sy vriende hom gelos, dat hy het hom eintlik in sy meer oorgegee. Ja. Sure. In sy lot het hy hom oorgegee en dis mos toe hy En jy wil nie hoor nie. Jy wil nou nie luister. Soos dit hier in my boek staan, 20, luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan hê. So sy vriende ook gekom het en met hom gepraat het, vir hom raad gegee het, miskien. Hulle noem dit miskien nog nie daar nie, maar ek glo stellig, hulle het vir hom raad gegee, maar hy was opstandig en wou dit nie aanvaar nie. En daai van, jy wil nie luister na dit wat jou vriende sê nie, is amper asof jy half vir hulle sê dat die Here sal nie deur jou praat nie, of die Here sal nie deur, maar die Here sê tog in sy woord, ek sal 'n klip oprig om my werk te doen en namens my te praat. So die Here, ek meen, hy het 'n man wat hakel, het hy gevat
en hy het die hakkel weggevat en hy het daai man laat praat. Hy was die magtigste profeet en leier in die woord en dis Moses. Moses het gehakkel, maar die Here het hom gebruik. Ja, toe hy voor die farao moet gaan praat. Toe Presies. sê Here, hoe kan ek want ek hakkel dan stuur vir my. Precies. Sa Aaron wat saam met hom gegaan het of wie was saam met hom? Is mos Aaron hulle. Aaron wat saam En met hom Miriam. gegaan het, Ja, maar tog laat die Here hom spreek. Ja, die Here het hom opgelap. Nee, dit was 'n mooi woord. Ja. Ek is baie Die dankbaar Here vir die gee woord. wysheid en kennis, né? Mm, So hy het miskien hy vriende gebruik. Die Here het die vriende gebruik om vir Job met daardie woorde te konfronteer. Maar omdat Job nie geglo het dat die Here vir hulle kan gebruik nie. ja, Onthou hy was magtig geweest, hy was ryk geweest. En hoe kan jy vir my kom sê ek wat vir jou gehelp het? yes. Hoe baie keer sê ons, wie is jy om te kom sê vir my, né? Absoluut. Absoluut, dis soos daai van hy wys die een terug op daai een se sonde Yes, en of sy daai foute. een se verkeerde doene. Maar weet wat ook nogals vir my nou by dit uitstaan nou dat ons oor dit praat, dit kom ook by die vee ook eers voor jou eie deur voordat jy voor 'n ander een se deur. Haal eers die balk uit jou eie oog. Nou hoekom is dit dat Job soveel vuurkrag gehad het om terug te praat met sy vriende? Sjoe. Want hy het die goods gehad op hulle. Hy het hulle ook geken, soos hulle vir hom geken het, het hy weer vir hulle geken. Nou sin amper asof hy sê, hey man, praat met jouself voordat jy met my kom praat. Daarom is ook belangrik vir ons as leiers om dit te verstaan en ek dink die Here kom praat baie met leiers hierdie week. Gister ook het hy baie met leiers gepraat, so hierdie vir my voel dit so, die leiers moet ook hierdie kom verstaan dat jy kan nie jou gemeentekinders regwys as jy jouself in sonde leef nie. Jy kan nie jou gemeentekinders hoe die skapies wil uit hulle sondige lewe uit wil help of hulle kom wil Preek nie. Amen, maar jy jouself. En dan gaan die skapie gaan vir jou terugwys. En sê Suster Lizzie, maar ek is nog nie snaaks nie, maar onthou Suster Lizzie verlede Saterdag by die TV om die hoor. Die arm so gelag het. Do you understand? En gaan hulle veerkrag kry. En wanneer om die terug Here te ook praat. deurkom, wanneer die Here ook self kom praat. Ons rekord die, hoe sê mens, die debrief. Wow, lekker. So wanneer die Here intree, dan is dit nog erger, my suster. As wat hy En vriende kyk hoe gepraat erg was het. dit toe vir hom, né? Hy het Ja. lekker pak gekry by die Ja. Here. Nee, hy het toe lekker pak Hy het nou gekry. gedink die vriende gaan nie vir hom kom sê nie. Hy wil self met die Here praat, maar toe die Here moet hom kom praat. Nee, amen. Dierbares, dankie. Die debrief sessie was ook lekker, wat sis nog ietsie gesê het. Dit lyk aan jou bekkie wil nou ietsie sê, die mondjie gaan dan nou so. Julle, dankie dat julle gekom het. Dit was eintlik baie lekker. Ons gaan nou lekker bid, afsluit. En dan wag en kyk ons wat broer Walter die groep mee gaan bedien. Maar ja, kom ons sluit af.